by bladsy 20 dink ek. Okay. Goed. Redoxe reaksies is want ons gaan ja. Ek doen. Okay. So, praat van redoxe reaksies. En dis waar ons gaan werk. Hierdie is eintlik 'n graad 12 hoofstuk waarvoor ons voorberei. Okay, so hierdie jaar mag dit dalk 'n bietjie voel soos ware dinge gaan nie aan. Dis is wanneer jy in graad 8 jy aankom en dan sê iemand vir jou, daar is juffrou Maree se klas, daar is meneer Brouwer se klas, daar is en in daai klas sien jy IGO en in daai klas sien jy jy is 'n graad 8, jy het nie 'n cooking clue wie is meneer Brouwer en juffrou Maree wat ek al nie, en jy het nie 'n cooking clue wat IGO is nie, maar jy word nou geforseer om hierdie goeters te leer. Dis hoe hierdie hoofstuk vir jou gaan voel. Ek gaan oor nuwe goed praat, redoxe reaksies, hierdie kant en daai kant toe. Hierdie jaar is dit net memoriseerwerk en volgende jaar gaan ons hom toepas. Okay, is julle met my? Goed, so die eerste definisie wat ons daar het is oksidasiegetalle. Okay, en ek het daar in hakkies gesit OG, want jy sal sien ek praat van OG later aan. Maar net oksidasiegetal wat ek afgekort het en dan in hakkies vir jou dis valensie dieselfde ding. Wat is dit? Oksidasiegetal is die lading van 'n atoom in 'n element indien al die bindings ionies is. Regan, wat is ionies nou weer? 'n ioniese binding. Nee, dit is nie 'n stof nie. Ioniese binding is 'n binding. Enigiemand? Jy kry 3 soorte bindings. Jy kry ioniese bindings, kovalente bindings en metaalbindings. My vraag is wat is ioniese binding? Sê weer? Metaal en die metaal ja, maar wat gebeur met die elektrone? Sê weer? Nee, dis kovalent. Dit word gesteel. Daar's 'n oordrag van elektrone. So wat dit eintlik net beteken is een verloor al sy elektrone en een kry klomp elektrone by totdat sy orbitale gevul is. Né? Nee? Of elektrone gepaard is. Goed, so hulle sê vir jou oksidasiegetal is die valensie wat iets sou kry indien hy of al sy elektrone verloor het of elektrone bygekry het. En as ek sê al sy elektrone verloor het, bedoel ek sy valens elektrone, sy elektrone in sy laaste orbitaal of energievlak. Ja, jy onthou dit? Okay, goed, nou 'n paar reëls hierso. Hulle sê die oksidasiegetalle van suiwer elemente is 0. Menende as iets op sy eie staan, het hy mos nog nie elektrone weggegee of gekry nie. Hy's nog net daar. Okay? Dan so as jy iets het net op hulle eie, dan is sy valensie 0 want hy het nog niks elektrone weggegee nie. En elemente, diatomiese elemente. Okay, want hulle leef op hulle eie. So. Okay, so daai ding sweef daar op sy eie. Dit is 'n polêre, suiwer kovalente binding, beteken die elektrone word gelykop verdeel, bla 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 bla. Sy valensie is 0. Okay. Sy het nie elektrone weggegee of gekry nie. Hy is nog eintlik presies soos wat hy altyd is. Okay. Dan die oksidasiegetal van 'n enkele atoom word deur sy groepnommer bepaal. En dis wat ek al eers 5 vrae gekyk het of jy dit kan onthou. Groep 1 is +1, groep 2 is +2, groep 3 +3, groep 4 is +-4, groep 5 is -3, -2, -1, 0. Okay, so ek het vir jou hierso gesê die valensie van metaal is altyd positief. Die metale kan positief of negatief wees. Dan moet jy onthou waterstof is altyd +1, behalwe in hidriede is dit -1. Hidriede. 'n Hidried is iets soos ek nou moet ek mooi dink. Nee, is hierdie 'n hidried? Ek dink nie dit is nie. Maar
wanneer hy, dis nou 'n slegte voorbeeld, maar wanneer hy gebind is met iets wat eintlik is soos hy, there we go. Kalsiumhidriet, so. Okay, kalsium is +2, nou moet suurstof elkeen 'n -1 wees. Okay, so wanneer hy met 'n metaal gebind is, waterstof, dan suurstof is altyd -2 behalwe in peroksied, soos wat ons nou net daarbo gehad het. In die spoedtoets het ons mos gehad suurstof is -1. Nou julle? Goed. En dan die som van die oksidasiegetalle in verbinding is 0. Dit is nou as natuurlik as dit saam 0 is en nie 'n valensie het nie. En dan sê ek onthou hierdie polyatomiese atome wat jy moet ken. Nou 7. Goed, so nou gaan jou ek gaan kyk hoe ver kom ek. Nou gaan jou volgende 10 minute se werk is om die oksidasiegetalle van die volgende te bepaal. Okay? So jy gaan in die eerste een 'n swaal moet bepaal en die volgende een gaan jy stikstofsin moet bepaal. So hierso gaan jy moet kyk wat is swaal, wat is swaal, wat is swaal, wat is swaal. Elke liewe keer gaan jy moet kyk wat is sy valensie of oksidasiegetal in hierdie storie en dan die volgende een moet jy kyk na stikstofsin. Ek gaan net gou weer met jou deurgaan hoe doen ek hierdie. Jy hoef nie hierdie elaborate sommetjie elke keer te doen as jy nie wil nie. Natrium is in groep 1. So dit beteken hy's +1. Okay? Maar daar is 2 natrium. So dis +1 maal 2. Plus X, want ek wil weet wat is swaalsinne. Dis die vraag. Plus daar's 4 suurstowwe en elke suurstof is -2. En saam moet dit vir jou 0 gee. Hoekom? Want die hele ding op sy saam, sy valensie is 0. As ek hier na kyk, is hierdie hele ding sy valensie 2-. So dan sê jy gesê is gelyk aan 2-. Okay, maar omdat syne 0 is, sê jy is gelyk aan 0. En dan moet jy nou X sinne gaan bepaal. Alright, gee jou 10 minute. Go. Waar is jou papier? Dit net agter op jou papier.
Kom, julle twee, is julle klaar? Now move. Wanneer begin julle eksamen, weet julle? Oktober. Begin jy nou met lewens? Te ver lyk dit, ek weet nie of dit waar is nie, of julle die 7de en die 10de November gaan eksamen skryf. Dis 'n Vrydag en 'n Maandag. Daarom nie. Is jy klaar? Met albei, 1 en 2. Nog 2 minute oor.
Okay. Julle is klaar? Let's go. Gaan jy kort begin met jou daar agter. Wat is hy in eerste ene? Ja, volgende ene MW? Ja. Volgende ene Frederik? Yes, volgende ene? My maggies ook. Volgende ene? Yes. Volgende ene? Yes. Volgende ene? Nee. 'n swaal. Hy's gebind aan niks, so dit is 0. Volgende ene? Yes. En laaste ene? Ardu? Sê weer? -2 is reg. Nee, koolstof, die ding wat eers gespel word is altyd positief. So koolstof is al positief. Dan moet swaal negatief wees. So iemand wat 'n vraag het by een van hulle. Juffrou, ek het hierdie gekry of ek het iets anders gekry. Nou jy moet nou sê. Jy moet nie die dag voor eksamen uitvind jy kan nie. Wag net gou. Swaal alleen is as 'n element. Op sy eie, want hy's gebind nog aan niks, hy het nog niks weggegee en nog niks gekry nie. Nee, want daai is wanneer hy bind. Kyk, wat reg is nou? Louis Henry, in kaliumnitraat, wat is stikstof? Yes. Pieter? Volgende? 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 Nee. Stikstof diatomiese molekule op om sy eie. No. Sê weer? Ja, maar stikstof is al gebind aan homself. So vir wat? Nou wat sê jy is -2, wat sê jy? Wat is hier saam +2? Verstaan jy? Ek kan nie. Want as die element saam -6 en dit sê nie -6 nie. So as hy homself gebind is of op sy eie is, dan is hy 0. So die reël nommer 1 wat jy daar bo moes gelees het. Volgende? Yes, volgende? Yes, volgende? Ja. Okay, goed, maak jou skryfboek agter en oop. Ek kan notas hê. Kan jy nota, jy moet jou notas sperre. Ek wil net die los accept, maar van slaap. Kijk. Goed, spoedtoets. Nou sal ek jou aanbeveel om die vraag ook neer te skryf, né? Die verbinding wat ek vir jou vra. Alrighty, vir die eerste ene.
Dink nog. Wat sê jy? Okay, hier daar 5. Wanneer is ouer aan volgende week en donder woens ouer middag is woensdag die 22ste. Hoor jy Pieter? Woensdag. Ek sien uit. Wie se ouers gaan my nog kom sien? Kan nie net jy wees vir een ouer nie. Ek gaan dit glad nie los nie. Nie eers 'n bietjie nie. Kyk. Sal my lekker wees. Net te vertel ek nonsens vir jou ouers. Ja, jy program vir sê ek wil dit nie werk nie. Ja. Gaan jy maar jy wil ek werk. Soms. Jy wil werk al. Dis 1 keer in 5 dae. Maar jy vra iets met boek, jy wil my boek nie meer notas skryf. As jy jou notas vind. Ja. Jy vind my notas maar dan sê jy dis teken werk vir my. Eers kan ons nog iemand kry hierso. As de getuie. Nee, maar ek werk. Hulle kan my boek en my notas omskryf. Okay, bring dit saam. Ek weet wat my notas is. Ja. Right, rel met die persoon langs jou voor jou agter jou. Jammer ek dit so. Ek sê ons antwoorde lyk nie so brons gaan op. Ja, werk my goed. Kijk. En die eerste ene is dit plus 6. Volgende ene is 0. Hierdie ene is minus 3. Hierdie ene, wacht net gauw, is 6 plus 2. Hierdie ene is plus 3. Kijk. So jy tel uit 5 uit. Het echt mooi. Het aarde niet mooi. Ja, wat is het? Oké, graad 11. Terug in jou notas. Nou, ek het eintlik seker notas wegsit, ek weet, maar ek wil net vir laaste ding sê. Wil ek hê jy moet gaan vir my na bladsy 26 toe. Bladsy 26. Yo. Okay. Nou hierdie is 'n tabel wat jy al voorheen daar op 'n datavel sou sien, maar jy het nog nie daarmee te doen gehad nie. Okay. Jy gaan hierdie jaar vir die eerste keer daarmee te doen. Jy sal sien daar sê tabel 4B standaard produksiepotensiale. Daar's ook 'n tabel 4A. Okay. So dit hang af waar jy ekstra klasse doen as jy YouTube video jy kyk watter tabel hulle weer werk. Ons nie regte een en verkeerde een nie. Ek werk net met tabel 4B wat my cheats en my rympies en wat ek al uitgewerk het 4B. Okay, maar as iemand anders jou van 4A leer, dan doen jy 4A. Jy sal altyd al twee kry met iets op eksamen, maar moenie die twee confuse nie. Want as jy my rympies gaan toepas op 4A, dan gaan jy goed alles verkeerd lees en was dit. Okay. Goed, so tabel 4B. Nou sien jy daar al die reaksies is geskryf as halfreaksies, ons sê ja, daar bo halfreaksies.
Nou hierdie volts hier aan die regterkant, hoef jy nie nou aan aandag te gee nie. Dit is volgende jaar gaan ons batterye maak en dan is dit nou hoe jy gaan uitwerk hoeveel volt jou battery gaan wees wat jy maak. Okay, so ons is nou hierdie jaar net gefokus op hierdie halfreaksies. Nou, jy kan sien hulle almal is geskryf dat hulle elektrone ontvang. Okay, so jy het byvoorbeeld daarbo lithium plus 1 elektron is die negatiewe ding, gee jou lithium. Okay, so hulle almal is so geskryf dat hulle elektrone ontvang. Dan nog iets wat ek wil hê jy moet sien, is hulle is almal omkeerbare reaksies. So as jy kyk, daar is dit altyd 'n pyltjie vorentoe en 'n pyltjie terug. So dit is omkeerbare reaksies. So jy kan hierdie reaksies lees van links na regs en regs tot links. So jy kan of sê lithium ion kry elektron by om lithium te word of lithium verloor die elektron om lithium plus te word. Okay, so jy kan hulle enige kant toe lees. Dan oor die algemeen. Okay, so hier is nou tipiese chemie reël wat beteken gereël maar daar is omtrent 1000 uitsonderings. Oor die algemeen kan jy sien hulle almal daar bo rond, so die boonste helfte is metale. So as ek vir jou vra waar is aluminium, dan kan jy sê okay, aluminium is 'n metaal, ek gaan hom daar bo rond gaan soek. En oor die algemeen is die goeters hieronder nie metale. Maar dis meer van 'n uitsondering want daar is 'n paar metale ook tussenin. Nou ek praat van bo en onder. Hier in die middel sit waterstof. Jy kan sien hy's in bold gedruk. Okay, jy kan sien sy volts is 0, alles bo met 'n minus volts, alles onder hom met 'n positiewe volts. So hy is soos ons verwysingsraamwerk of ons nulpunt. Okay, dat ons bo het ons 'n sekere tipe verbinding en onder het ons 'n sekere tipe verbinding. Okay, dan sien jy het ek 'n paar streepies vir jou getrek. Nou, hierdie is nie eintlik in julle syllabus meer nie. Hulle het dit uitgeval as jy ook kyk, Charles. Okay. Hulle het dit uitgeval, maar jy kan ook in 'n ou toetseksamens kom en dan gee hulle vir jou 'n bewoording en dan weet jy nie watter een jy moet gebruik nie. Hoekom sê ek watter een? As jy kyk na nitraat, hier is 'n nitraat en daar's 'n nitraat, sien jy dit? So as ek vir jou 'n verbinding gee dit het nitraat en jy met nitraat gaan kyk, dan weet jy nie watter een om te gebruik nie. Een gee vir jou stikstofdioksied en een gee vir jou stikstofmonoksied. Okay? Nou dit hang af watter soort nitraat gebruik. Gebruik jy gekonsentreerde een om mee te begin, verdunde een, ons praat van aangesuur of nie of wat. So hier gee ek vir jou 'n klou. Ek sê vir jou as jy gekonsentreerde salpetersuur gebruik, dan is dit die boonste een en as jy verdunde het, gebruik jy die onderste een. Sien hier, so die onderste een verdunde ene gee vir jou stikstofmonoksied. Stikstofmonoksied is 'n giftige stof. Okay, so as jy iets verdun en jy gebruik nie die chemikalie is hy volle reg nie, dan produseer hy goeie skadelike stoffe. Okay, so daarom wil jy liewers met gekonsentreerde stowwe werk, maar natuurlik is dit gevaarlik. Okay, so daar het ek vir jou so 'n paar clues gegee wanneer om wat te gebruik, maar so ek sê dis nie eintlik nie deel van julle syllabus nie. Dit mag dan daar weet jy kom in 'n ou eksamen se toetse. Okay, nou ek wil nog 2 praktika met julle doen. Okay, ek wil doen serie en basisse, daar titrasie praktika wat ek julle gesê en ek wil graag meer praktika doen waar ons stinkbome maak. Okay, albei natuurlik baie exciting want ons kleurveranderinge en so gaan jy goeders ryk en so voort. Maar dit sal ek doen in die laaste week van hierdie kwartaal. Okay, so as jy beplan om by die huis te bly, dan gaan jy dus uit met die praktika. Die serie en basisse praktika is 'n praktika vir graad 12 wat ons gaan doen vir punte volgende jaar. As ek of ander juffrou so kies. Okay, so jy wil nie dit eintlik mis nie. Alraai, enige vrae? Niks. Ciao.